Goeiedag geliefdes, hierdie is 'n groot week, né? Dis die week waarin ons Kersfees gaan vier. En hopelik gaan jy saam met jou mense wees en jy kan die 25ste en die 26ste twee lekker dae saam met jou gesin hê. Hierdie week wil ek gesels dan, wat sê die woord vir ons oor fees? Ons is gemaak om feesmense te wees. Ons begin op hierdie maandag by ver in die Ou Testament terug, Levitikus 23. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste. 6 dae moet julle werk, maar die 7de dag is 'n rusdag, 'n Sabbat waarop julle 'n gewyde byeenkoms moet hou. Dan mag julle geen werk doen nie. Julle moet die Sabbat aan die Here wy, waar julle ook al woon. Verder is daar ook die volgende feeste tot my eer. Gewyde byeenkomste wat julle op 'n vasgestelde tyd moet vier. Op die 14de van die eerste maand teen skemer moet julle die Paasfees vier tot eer van die Here. En so gaan hy aan om te verduidelik die feeste wat die mense moet vier. Die ou mense het altyd gesê, plig voor plesier. En ek dink dit is nogal 'n goeie beginsel, want dit is 'n beginsel wat goeie werksetiek by 'n mens kweek. Die dorp waar ek groot geword het, se lese was labora et honore. Werk maak sterk. En ja, mens moet jou verpligtinge eers nakom, voordat jy kan rustig wees. En dit is ook 'n Ou Testamentiese verwagting van God. As ons die Ou Testament lees, veral Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, dan kom ons agter dat God 'n geweldige, baie klomp pligte op sy mense lê, waarmee hulle moet besig wees. Werk waarmee hulle moet besig wees. Werk wat hulle moes doen, maak nie saak wat kom nie. En dit het gewoonlik daaroor gegaan dat dit offers moes wees. Daar was 'n groot klomp offers, daaglikse offers, weeklikse, maandelikse, jaarlikse offers. En hierdie offers het verskillende maniere gehad om die offers te bring. Daar was brandoffers, beweegoffers, graanoffers, dankoffers, drankoffers, versoenoffers, geweldige klomp werk wat gedoen moes word. Nou wat interessanter is van hierdie klomp verpligtinge, van al hierdie werk wat gedoen moet word, is dat dit alles uitgeloop het op feeste. Soos hierdie teks wat ons vandag gelees het, begin die Here by die kleinste afbakering tydsgewys van wanneer feeste gehou moet word, elke 7de dag. En so gaan dit dan aan. En so het dit gekom dat die Here vir sy mense gewys het, ja, daar is pligte, daar is werk wat gedoen moet word, maar om dit alles te kroon, om dit alles die moeite te werk, om dit alles die volle betekenis te gee, moet julle feeste hou. En daar was baie feeste. Paasfees, Loofhuttefees, Sabbatsfees, fees van die weke, later die Purimfees, kan 'n klomp goed opnoem. Maar nou is dit, laat ons as Nuwe Testament mense nou nie mos meer hierdie klomp offerwerk het nie. Dankie tog, ons het nie meer al hierdie offerwerk nie, want ons verstaan daar niks van nie. Ons weet nie wat is 'n beweegoffer en wat is 'n drankoffer en wat is 'n dankoffer en al die tipe goed nie. Hoekom is dit so? Want die verpligtinge, die werk is alles nagekom, dis gedoen, dis afgehandel deur Jesus ons Christus. Toe hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het hy kom sê, maar al daai goeders, al daai geweldige verwagtinge, dis klaar, dis afgehandel, tetelestai, sê hy, dis klaar, dis betaal. Deur Jesus se een finale offer. Wat maak dit van ons? Dit maak van ons feesmense. Want as al hierdie verpligtinge naby en nagekom is, dan bly daar net die feeste oor. En is dit nie so dat ons lewens van fees behoort te wees nie? Wat doen 'n mens as jy agterkom, maar jou sonde is versoen? Wat doen 'n mens as jy agterkom, dat die redding wat moet kom, vir jou volledig bewerk is deur die bloed van Jesus Christus? Jy kan net 'n feestelike lewe van dankie, van lof en van toewyding leef. So ja, fees
kroonverpligting. Die verpligting is nagekom deur die koning van die konings en die Here van die heersers, deur die Alfa en die Omega, Jesus Christus ons Here. En nou bly vir my en jou Nuwe Testament mense, lewens van fees oor. Mag jou lewe elke dag 'n dankfees, 'n loffees en 'n toewydingsfees wees. Want dit kroon ook jou lewe. Shalom.